Vader in die hemel, dis vir ons altyd wonderlik om na u troon van genade te kan kom. Dit wat ons elke dag van u ervaar, is 'n warmte hier in ons binneste. Vader, ons het van u gevra dat ons wil verstaan en ons het oë gekry wat kan sien, ore wat kan hoor, harte wat kan begryp. Hoe Vader in die hemel ons begin begryp waarom u hierdie dinge nou eers wil oopmaak, waar u vir ons leer dat ons wat u altyd dien, baie subtiel mislei was. Help ons om te verstaan wat u diep in ons harte wil lê. Ons vind ook in u woord en veral in hierdie studie dat u baie bekommerd is oor ons. Dat almal verwonderd agter u aangaan en u het self gesê daar op die Olyfberg. Ja, o Heer, het u gesê, baie sal in daardie dag vir u vra, het ons dan die groot dinge in u naam gedoen nie. En u sterk woorde, wat ons graag nog wil verstaan was, dat ons nie u dien in daardie geval nie. Help ons om te begryp. Kom dan na aan ons en ons gaan dan nou op u wag. Amen. Die merkteken van die dier is 'n frase wat baie in die Bybel voorkom. Die merkteken van die dier. Vanaand wil ek hê u moet aan u gedagte die vraag hê voor ons die volgende tekste gaan lees. Waarom is dit belangrik om te weet wat die merkteken van die dier is? 'n Baie belangrike vraag. Kom ons kyk of u kan begin besef hoekom. Die eerste opskrifie is 'n haas ondenkbare opskrifie. Christene gaan weer gedood word. Ja, as ons terugkyk in die geskiedenis, eers onder die Romeinse Ryk en dan weer in die donker eeue, het Christene vir hulle geloof gesterwe. Maar ons lewe in so 'n ander wêreld, dis 'n haas ondenkbare gedagte. Maar omdat dit ondenkbaar is vir ons, maar die Bybel dit sê, kan ons nie hierdie onderwerp eenkant neersit nie. Luister baie mooi, die eerste rede waarom u moet weet wat die merkteken van die dier, en jy gaan net nou woorde bygevoeg sien, ook die merkteken van die dier en van die beeld. Openbaring 13 het 2 hoofonderwerpe. Die dier met die 7 koppe en die 10 horings, en dan vanaf vers 11, wat ons volgende Dinsdag, as dit die Here se wil sal doen, die lamagtige dier, of die beeld van die dier. Onthou, 'n beeld is, hier is die bestaande een, en hier word 'n beeld of 'n ewebeeld van hom gemaak. Maar kom ons luister mooi wat hierdie vers sê. Dis om gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Ons lees nou oor die beeld, nie oor die dier self nie, volgende Dinsdag aan se onderwerp. Dis om gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat. Praat, almal van ons kan praat. Praat beteken, jy het autoriteit. Wat jy sê, as jy sê, dit word gedoen, dan word dit gedoen. Hy kan praat, daar is aksie. Dat die beeld, die dier se beeld, nie die dier nou nie, die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal, kyk wat daar staan in die woord van God, dat almal gedood sal word. Wie gaan gedood word? Wat die dier se beeld nie aanbid nie. As jy nie saam met die dier se beeld en wat hy leer gaan nie, daar gaan 'n vervolgingstyd aanbreek, 7 laaste plaag Armageddon, wanneer as jy nie saam met die dier se beeld loop nie. Dan sê die woord, ek wil hê jy moet die woorde daar sien, jy sal gedood word, sodat, die vers gaan aan, sodat niemand sal kan koop of verkoop nie. Daar is 'n tyd wat selfs u handeldryf sal beperk word, maar wie sal nie, ek wil hê jy moet baie pertinent in die woord van God sien, wie is diegene wat nie sal kan koop of verkoop nie? Sodat niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe, hier gaan ons nou van die mense lees wat vrylik sal kan aangaan. Hulle is saam met die stroom, behalwe hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. As jy saam met die dier beweeg, as jy saam met sy ewebeeld loop, gaan jy geen probleme hê nie. En ek wil hê jy moet hier dieselfde hoofstuk se 3de vers nou onthou. Hoeveel mense volg die dier agterna? Die hele wêreld. So ek wil hê jy moet sien, die mense wat nie sal kan koop of verkoop nie, wat gaan beperk word, wat die vervolging gaan ervaar, is die wat nie saam met die dier loop nie. En wat nie saam met die beeld loop nie. En sy getal, onthou, die volgende vers 18, het die getal daar. Goed, u het die eerste teks ingeneem.
Kom ons kom wat ons gisterand gelees het, die derde engel. Openbaring, nou gaan ons die teenoorgestelde kry. In die vorige vers het ons gesien, as jy saam met die dier in sy beeld beweeg, gaan jy moeilikheid kry. Jy sal nie eens kan koop of verkoop nie. Nou draai die Here om, hy sê, maar julle klompie wat nie kan koop of verkoop nie, wat vervolg word, luister hierna. Die wat nie die dier volg nie, maar wat by God bly, gaan die wat nou saam met die dier loop, hulle gaan die grimmigheid van God in die oordeel ontvang. Luister nou baie mooi. En 'n derde engel het gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand hierdie dier en sy beeld aanbid, as u tog besluit, u gaan maar nog stap op die pad van die dier en sy beeld, ons het nog nie die beeld vir u behandel nie, maar as u besluit om die dier en sy beeld maar nog steeds te volg, en aanbid, die merk op jou voorhoof of op jou hand ontvang, sal jy self ook drink van die grimmigheid van God, dan gaan jy uit God se beker, sy grimmigheid moet drink, wat ongemeng is. Volle sterkte gaan jy van die grimmigheid van God ervaar. Hierdie twee tekste wat ons tot dusver dan vir u gelees het, staan teenoor mekaar. Die eerste keer het gesê, as jy nie saam met die dier gaan nie, gaan jy moeilikheid optel. Jy gaan in die wêreld vervolg word. Hierdie teks sê vir die vervolgdes, onthou een ding, hulle wat wel met die dier saamloop, gaan God se grimmigheid ontvang. Ek hoop dit word vir u duidelik hoe dit werk. Kom ons gaan oor na, wie gaan die oorwinnaars wees in die hemel? Wie gaan die lied van Moses in die hemel kan sing? Openbaring 15 vers 2. En ek het gesien soos 'n see van glas gemeng met vuur, die oorwinnaars oor die dier en sy beeld. Die hele wêreld volg die dier, hulle loop saam met hom, maar die wat die dier oorwin, die wat die moed het om die hand van God te neem en te sê, Here, as dit u weg is, dan loop ek daarmee. Met ander woorde, hulle wat nie buig voor die dier nie doen wat almal doen nie, maar doen wat die woord vra. Die oorwinnaars oor die dier en sy beeld, en oor sy teken, en oor die getal van sy naam. Kyk hoe bly dit terugkom na die 666. Het ek by die see van glas sien staan, met die sieters van God in 'n hand. As ons verder lees, hulle gaan die lied van Moses sing. Wie gaan in die hemel wees? Ek wil hê jy moet baie pertinent verstaan. Die wat nie saam in die dier beweeg nie. Wat nie saam in die beeld loop nie. Wat dus nie die merkteken van die dier het nie, maar teendeel, wat ons net nou by gaan kom, die seël van God het. Dis waarom ons vanaand sal moet lees en sien, wat is die seël van God, wat is die merkteken van die dier? Kom ons kom vir 'n oomblik by die 7 laaste pla. Die 7 laaste pla. Die Bybel leer baie pertinent dat die pla nie op alle mense gaan val nie. Die pla is die verskriklikste tyd ooit in die geskiedenis. Maar die pla gaan net val op hulle wat die dier aanbid en gehoorsaam. Kom ons lees dit. Toe gaan die eerste een weg, dis nou gereed dat die eerste plaag sou kom. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit. Kwaai, bose swere het aan die mense gekom. Watter mense het die plaag nou gekry? Wat die merkteken van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. As u wil doen wat die pausdom leer, die dier en ook sy ewe knie, die beeld, dan gaan die pla op wie val? Op u. Die teenoorgestelde. Gedurende die 7 laaste pla, gaan die pla nie val op hulle wat nie die dier aanbid nie. Kom ons gaan nou weer na die hemel toe. Wie gaan die 1000 jaar saam met die Here in die hemel wees? Kom ons begin weer, Openbaring 20 vers 4. Ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Jy verstaan waarom ons moet deel aan die oordeel. En ek het, dis vir my aangenaam om net die woord van God vir u te kan staan en lees. Ons spreek nie vir u nie, ons lees die woord van God saam. Ek het die siele gesien van die wat onthoof was oor die getuienis van Jesus. Ja, as jy saam met God wil staan, wat gebeur met jou in hierdie wêreld? Teenstand. Die wat onthoof was, letterlik en figuurlik, oor die getuienis van Jesus, oor die woord van God, die van die wat die woord van God wil volg, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie.
Ja, as jy nie saam met die dier in sy beeld wil beweeg nie, draai die wêreld teen jou. Net soos hulle teen Jesus gedraai het. En hulle dit nie op hulle hand ontvang nie, en hulle het geleef as koning, saam met Jesus gewees die 1000 jaar. Nog 'n rede waarom jy moet weet, as jy die dier in sy beeld volg, aanbid, gehoorsaam, maar met die stroom loop, gaan jy nie in die 1000 jaar saam met die Here wees nie. Net hulle, daar staan dit baie duidelik, wat nie die beeld, of die dier, of die merk op sy hand het nie, hulle gaan saam met Jesus in die hemel wees. Nou begin ons nader stap. Wat 'n dier? Wat 'n dier? Jy ken dit al goed. Die dier met die 7 koppe en die 10 horings. Dit wat 7 maal in die Bybel verskyn. Die anti-kris. Onthou jy dit? Onthou ons hanteer elke lesing as 'n eenheid. Elkeen wat na hierdie lesing sal in die toekoms luister, moet elke lesing as 'n identiteit op sy eie kan volg. Ek het die dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. Presies daardie verloop wat een erken. Die Bybel het toe vir ons verklaar, wie is dit? So het Daniël gesê, so het hy gesê, daardie 4de dier is die 4de koninkryk, wat op die aarde sal wees. Wat verskil van al die ander koninkryke? Die 10 horings wat op die 4de dier is die 10 koninkryke. Tussen daardie 10 ryke sou die klein horingkie, die anti-kris ontstaan en 3 neerwerp. Baie pertinent. Jy het die lesings gevolg tot dusver. Jy weet baie duidelik wat daar staan. Wie is hierdie dier? Dis die pausdom, dis die anti-kris. Waar is hierdie dier se setel? Jy moet dit weer sien. Want hier word 2 bane vir u in die Bybel uitgespel. En u moet 'n keuse maak. Gaan jy saam met die dier in sy beeld beweeg, dit wat die volgende Dinsdag aand ook nog gaan hoor? Of gaan u God se oproep tot u opstaan en die pad van die Bybel begin loop? Dis nie lekker woorde hierdie nie. Wat is die hoofsetel? Hier kom die verstand wat wysheid te pas het. Hierdie stad is die stad op die 7 heuwels. Dis hierdie vrou, dis hierdie kerk, dis hierdie groot stad wat heerskappy, al die konings van die aarde ondersteun haar. Dis die gebaande weg van die wêreld. Onthou die vraag wat nou nie lig hang, wat 'n dier? Wat het hierdie dier gedoen? Luister baie mooi. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met kinders van God, heiliges, en hulle oorwin. Hoe het hy hulle oorwin? Hy het die gebod van God omgedraai. Die wêreld het dit nie eens besef nie, dis die donker eeue, en hy het die wêreld meegeneem. Openbaring 13 vers 7, dis hom gegee om 'n oorlog te voer teen die heiliges, hulle te oorwin. Hierdie dier het mag gehad oor elke volk, taal en nasie. Almal was mislei. En jy hierdie dier se merk, en ons moet vanaand uitvind, wat is sy merk, wanneer jy sê, maar ek volg hierdie dier. Dis die pad. As jy die woorde van Openbaring 13 vers 4 van, wie is aan hom gelyk? Kyk hoe groot is hy. Dis mos onmoontlik. As jy teen die geopenbaarde wil gaan. Ek wil hê jy moet onthou, die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangegaan. En as jy agter hom aangaan, gehoorsaam jy hom, het jy sy merk, aanbid jy. Doen jy wat hy ingestel het. Hulle het die draak aanbid, hulle het die dier aanbid. Ja, in Openbaring 12 was dit die duiwel self, wat gewerk het deur die dier met die 7 kop en die 10 horings, die Romeinse era. In Openbaring 13 trek die Satan sy Romeinse baadjie uit en trek hy vir hom 'n Christelike baadjie aan. Openbaring 12 is hy die draak, en Openbaring 13 is hy die dier. Hulle die draak aanbid deur die feit dat hulle nou die dier aanbid. En hulle vra daar, wie is aan die dier gelyk? Hoe kan jy dit sê? Kyk hoe groot, almal kan tog nie verkeerd wees. Wie is aan hom gelyk? Die woorde wat daar uit die openbaring van Jesus Christus tot ons spreek. Hierdie draak se oorlog was teen die gebooie van God en die geloof in Jesus. Wat het hy aan die wet verander? Hy probeer om die tye van die wet te verander. God het dit in sy hand oorgegee. God het hom toegelaat vir die 1260 jaar. Dis die tyd wat hy ook sou heers.
Hy het die Sabbat van die Here verander na die Romeinse sonaanbiddingsdag, naamlik Sondag. Kom ons kyk net weer, wat sê hulle self daaroor, herken hulle dit? Hulle sê, ons lees dit in die katekisasieboek, ons hou Sondag in plaas van Saterdag, omdat die Katolieke Kerk by die konsilie van Laodicea die heiligheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Wie het gesê ons moet hierdie gebod verander? God of die Katolieke Kerk? Het jy die antwoord daar in die binneste? Onthou, die profesie sê dit, en nou lees ons baie jare daarna uit hulle eie boeke uit wat hulle daaroor skryf. As sy nie so mag gehad het nie, gaan hulle op bladsy 174 voort. As sy nie so mag gehad het nie, kon sy nie dit gedoen het waarin alle moderne geestelikes met haar saamstem nie. Almal loop hierdie pad. Sy kon nie die onderhouding van Sondag, die eerste dag van die week, in die plek van Saterdag, die 7de dag gestel het. 'n verandering waarvoor daar nie een teks in die Bybel is nie. Tot op die laaste dag, die Bybel sê tot in die hiernamaals gaan ons op die 7de dag by mekaar kom. Hulle gaan voort. Daar is nie so wet in die Bybel nie. Dis alleenlik die wet van die dier met die 7 koppe en die 10 horings. Die presiese tyd waar hy sou ontstaan. Die Bybel verklaar, die woord van God sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, maar hulle sê nee, deur ons goddelike mag verban ons die Sabbatdag. En kyk, skryf hulle, die hele wêreld volg ons na. Presies dit wat die profesie gesê het. Dis wat hierdie dier eintlik gedoen het. Die hele wêreld volg hom. Goed, die vraag was, wie is die dier? En ek het dit vers vir vers gelees. Hierdie was net samevattende skrifgedeeltes. Nou stap ons vir 'n oomblik oor na die beeld, wat ons nie vanaand behandel nie, volgende Dinsdag aan, maar ons gaan so ietsie van hom lees, die beeld. Die vraag wat ons nou vir u vra, wat is die doel van die beeld? Die beeld handhaaf die dier se leer. Luister baie mooi wat Openbaring 13 vers 12 sê. Die beeld nou. Hy oefen al die mag van die eerste dier, van die dier uit voor sy oë. Hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, u en ek, ons is nou besig met die beeld, dat die aarde, die mense op die aarde, die wat daarop woon, die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond nou net genees is. Onthou, die pausdom het 'n dodelike wond gekry. Almal het gedink dis sy einde. Daardie paus sterf ook in die tronk. 10 Februarie 1798. Almal het gedink dis sy einde. Maar Satan het sy volgende beweging daar gehad, die beeld. En die beeld se hele doel is dat u en ek nog steeds sal stap op die pad van die anti-kris. Hoe lyk hierdie beeld? Hoe lyk hy? Ek het uit die aarde, die ander het uit die see uitgekom, ek het uit die aarde, ander dier sien opkom, hy het 2 horings gehad, soos 'n lam. Wie in die Bybel word deur 'n lam voorgestel? Jesus. 26 keer in die boek Openbaring word dat Jesus as die lam van God verwys. Maar hier is een wat soos die lam lyk, dit lyk soos vanaf Jesus, maar wie is sy onderskrager, wie is sy motiveerder, wie rig hom? Wat sê die vers? Die draak. Volgende Dinsdag aand, 'n baie moeilike lesing. Die beweging lyk so Christelik soos van Jesus, maar Openbaring waarsku, dis van die duiwel self, dis van die draak. As ek vir die 7 laaste plaas doen, Openbaring 16 vers 14, sê hy direk, dis die geeste van die duiwels wat die groot wonderwerke doen, en almal sê amen daarop. Dink dit kom vanaf God. Geen wonder dat die Here in Matteus 7 vers 22 kan sê, baie gaan in die einde op die oordeel vir my sê, Here, maar ons het in U naam groot dinge gedoen, ons het duiwels uitgedrywe. En in Lukas 13 is dit amper nog sterker, maar kom ek haal maar Matteus 7 aan. Daar sê die Here, maar ek ken julle nie. Die nuwe vertaling sê, gaan weg van my julle wat die wet van God oortree. Julle wat die wet van God oortree. Wat doen die beeld? Hy verlei die bewoners van die aarde juis deur sy tekens, sy wonderwerke. Dis wat ons die heel eerste aand vir gelees het, waaroor Matteus baie bekommerd gevoel het, oor Jesus dan. Omdat hy wonderwerke kan doen. En ek bly nog by die punt, al sê die Bybel, pas op vir wonderwerke, as 'n dominee, 'n pastoor, 'n reverend bid, en 'n wonderwerk vind plaas, is die eerste gevolgtrekking wat? Dankie, dit moet van God wees. Galasiërs 1 vers 8 sê, as sou 'n engel uit die hemel aan jou verskyn, moet jy eers wat doen? Kyk of dit Bybels is.
En ek moet hoor wat die woord van God sê. Satan weet dit en daarom kan Satan wonderwerke doen? Ja, wat se wonderwerke kleintjies of groot is? Wat het die Bybel gesê? Groot wonderwerke. Kom ons kyk. Dis hierdie lamagtige dier wat ons net nou by begin het wat gesê het, dis hom gegee, God het laat dit toegelaat en Satan gee dit nou vir hom. Dis hom gegee om 'n gees aan hierdie dier se beeld te gee. Hierdie dier se beeld, die lamagtige dier gaan praat, hy gaan mense weer dood as jy die beeld nie wil aanbid nie. Dis van hierdie beweging waar vervolging op die einde van die dag regtig van stapel gestuur gaan word. Dis nie ek wil dit vir u sê nie. Die woord sê hulle sal weer dood. Hulle gaan 'n groot rol speel in Armageddon. 13 vers 16. Hier kom ons nou by die vraag. Onthou, ons onderwerp is vanaand die merkteken van die dier. Die vraag nou, waar gaan ons die merk ontvang as dit jou keuse is? Hy maak dit almal. Of jy nou 'n onbenullige klein mensie is of 'n groot mens, in belangrikheid, klein of groot, of jy nou ryk of arm is, of jy nou 'n vrymens of 'n slaaf is, 'n merk op jou regterhand of op jou voorhoof gegee word. Daar staan 'n of tussen dit. Hy wil graag sy merk aan u plaas. Waar gaan hy hom plaas? Ons gaan net nou hoor wat dit beteken. Of op jou voorhoof, of op jou regterhand. Ons moet net nou sien, hoekom maak die Bybel so 'n onderskeid? Wat is voorhoof? Ek wil hier vir u voor ek Deuteronomium vir u gaan lees, wil ek vir u herinner. Uit die 404 verse uit die boek Openbaring, u ken al die getalle, is 278 aanhalings uit die res van die Bybel. Die boek Openbaring is 'n opsomming. Die merk op die regterhand en die voorhoof is nie nuut in die boek Openbaring nie. Dis 'n simboliek wat uit die Bybel uitgehaal word. Kom ek lees voor ek dit lees. Voorhoof is jy, is jou karakter, is jou aard, is jou keuse. Jou regterhand, meeste mense is regs, is jou handelende hand. Wat jy van wese is dit wat jy doen. Kom ons lees vir, waar kom die merkstorie vandaan? Deuteronomium 6 vers 5, 6 en 8. Hier is die mees bekende teks vir die Jode vandag. As jy iemand kry wat vandag nog aan Judaïsme behoort, die bekendste teks uit hulle hele filosofie en teologie is hierdie Deuteronomium, die 6de hoofstuk. Daarom, luister nou, waar kom die merkteken van die dier vandaan? Die simboliek vandaan. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele wese, met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag jou beveel, moet hier binne in jou hart wees. Jou karakter, jou wese, jy moet dit deel van jou maak. Ook moet jy dit as 'n teken op jou hand bind. As 'n voorhoofshand dra. Ek het eendag met 'n 14 ure vliegrit van die ooste af terug na Suid-Afrika gegaan. Dit was 'n nagvlug. En die oggend vroeg, toe dit begin dag word, toe die mense die vliegtuig se oopmaak, toe die daglig deurbreek, was daar 'n Jood op die vlug. Ons het dit nie geweet nie. En hy het vir iemand wat by die venster gesit het gevra of hy vir 'n oombliekie daar kan wees. Die persoon het gesê ja. Weet jy wat het die Jood gemaak? Daardie presiese blokkie geneem. Hy het so 'n touwtjie aan. Baie sorgvuldig het hy sy regterarm tot bo ontbloot en met 'n baie spesifieke vasdraai metode het hy die 10 gebooie is in daai blokkie. Dis die simboliek. Wie ken hierdie Joodse gebruik? Daar's so 'n paar. Jy sit dit op jou arm, jy maak dit vas. Dit beteken, ag Here, help my dat my handelinge u gebooie sal wees. Daarna het hy, en dit was 'n baie stadige seremonie wat hierdie Jood hier in die vliegtuig vroeg in die môre, ons almal het hom gesit en kyk, en toe het hy presies soos dit daar, hier het ek uit een van die Engelse Bybels hierdie prentjie vandag vir u bygefotostateer, het hom om sy kop gedraai. Die Bybel sê, ook moet jy dit is 'n teken aan jou hand bind, jy moet dit as 'n voorhoofsband tussen jou oë dra. Ja, geliefdes, 'n merk op die voorhoof of op die hand. Dis 'n simboliek uit die Bybel uit. En hierdie keer is dit nou nie God se bevele. Onthou, hier was dit God se bevele wat moet in jou hart gewees het. Dit moet op jou hart wees, op jou voorhoof wees. Dit moet op jou arm wees. Maar as jy die leer van die paus om handhaaf, gaan dit
op jou voorhoof wees. Uit hierdie verse haal die boek Openbaring hierdie simboliek dan aan. As jy die wet in jou hart het, sal dit ook duidelik wees in jou handelinge. As God vir jou daardie verlossing geskenk het, as dit jou keuse was om die Here te dien, die Here gesê, as jy my gebooie wil hou, gaan ek in jou hart kom woning maak. Dan gaan dit in jou karakter, in jou hart, jou hele handelinge, in jou lewe, jou karakter, en ook in wat jy doen, gaan dit duidelik wees. Jy gaan dit dra as 'n karaktertrek, as in jou handelinge sal dit wees. Net so as ons die dier of die beeld navolg, sal die gedaante van godsaligheid in ons harte lê. Ons sal dan dis nie die 10 gebooie wil onderhou nie, en daardie aksie van ons, om dit nie te wil doen nie, sal in ons karakters weerspieël word, sal in ons handelinge wees. Dis die simboliek wat die Bybel gee. Jy sal dus die leerstellings of lese van die pausdom aanhang. Dit sal jou in jou karakter merkbaar, baie pertinent duidelik wees. In jou handelinge, in jou hele aksie sal dit wys, wie gehoorsaam jy, wie volg jy. Dis 'n baie duidelike simboliek. Dis die leer van die pausdom wat op jou hand gaan wees. Dis die merkteken van die dier, en volgende Dinsdag aan baie duideliker nog ook die beeld. As ons die dier of die beeld navolg, sal dit dus op ons verstand en ons karakters wees. Terwyl jy dit in gedagte hou, kom ons lees nou die teenoorgestelde van die merkteken van die dier. Kom ons gaan nou na die seël van God. Ek lees nou vir jy uit Openbaring 7 vers 1. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of die see of teen enige boom nie. Kort voor die 7 laaste plaag, voor die eindoordeel sal kom, in simboliese taal, soos ek het Jesegiel 9 al van tevore vir jy gelees het, is hier engele wat nou enige oomblik die winde kan los vir die laaste prosesie wat moet begin. Maar kyk wat gebeur nou. Ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. U gaan of die dag as die Here kom, of die seël van God hê, of u gaan die merkteken van die dier hê. U moet dit weet. Ek het 'n ander dier, terwyl die engele amper die winde van verwoesting wil los. Ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. Nie hierdie keer van die dier nie, maar van die lewende God. En het met 'n groot stem geroep vir die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde nou te beskadig. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die kinders van God op hulle waar verseël het? Op hulle voorhoofde verseël het nie. En God kan dit net doen, as jy dit wil hê. En ons het net toe baie begin lees om vir jy te wys, hoe gaan dit gebeur met hulle wat die seël van God het? Wat hulle oorlig vervolg gaan wees, maar hulle gaan nie die grimmigheid hê nie. Die plaag gaan nie op hulle val nie. Hulle gaan die lied sing saam met Moses. Maar in die einde, hulle wat die dier volg en sy beeld volg, hulle gaan vrylik kan koop of verkoop. So, hier is die seël van God. Ek wil graag hê vir die oomblik hierna kyk. In die antieke wêreld en tot vandag toe nog, 'n dokument word verseël. Dit was 'n vaste gebruik vroeër. Hier is George VI se seël. 'n Seël in die antieke wêreld het 3 dinge normaalweg na vore laat kom. 'n Seël het een bevat, daar moet 'n naam wees. Wie is die persoon? Daar was 'n naam, daar was 'n titel aan hom in sy gebied. Nou, u gaan dit net sien, ek gaan dit vir u lees. God se seël bevat 3 dinge. In sy seël kom God se naam voor. Dis is God. Wat is sy titel? Hy is die skepper van hemel en aarde. En hy het ook 'n magsgebied. Ja, as jy as jy hierdie prins van Engeland se seël gehad het, sy magsgebied sou beslis nie Japan gewees het nie, maar wat 'n magsgebied. Engeland sou dit gewees het. Hier is die 3. 'n Seël is offisieel, 'n merk is onoffisieel. Jy gaan dit net sien as ons dit lees. God is die offisiële eienaar van die hemel en die aarde. Die dier kan nooit 'n seël hê nie, want die aarde en die hemel is nie sy eiendom nie. Hy het hulle nie geskape nie. As ons hom kies, kry ons net sy merk. Ons sê, hy het nie 'n seël nie.
Jy kan sy merk kry, hy het nie 'n seël nie. Jy kan net die verseëling vanaf God ontvang. Nou gaan ons by dit kom. Die enigste gedeelte in hierdie boek wat u en ek lief het, wat u laat kom, wat u vooragting het as ons die verse hier voorlees. Ek kan in die oë sien, die woord van God is vir u die woord van God. Die enigste gedeelte van hierdie boek wat persoonlik deur God se eie hand geskryf is wat 'n gedeelte? Die 10 gebooie. Die 10 gebooie bevat die seël. Die 10 gebooie is die enigste gedeelte wat God se persoonlik deur God geskryf is. 9 van hierdie gebooie bevat geen verwysing na sy oorsprong nie. 9 van hulle. Meeste van hulle is net suiwere gebod, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan. En as ons daardie gebod, as ek vanaand 'n bord hier kon hê en ek sou skryf, jy mag nie steel nie, dan sal jy almal stem, is 'n goeie gebod, maar daar staan nog nie, wie se gebod is dit nie? Want dis 'n gebod, as jy hom oortree, gaan iemand jou tog vervolg, jy moet tog weet, wie is die gewer hiervan? 9 gebooie het dit kan net sowel Boeddha se gebooie gewees het. Daar staan niks, as jy daardie 7de gebod, 8ste gebod, die 3de gebod, as jy hulle uithaal en hulle alleen laat staan, hulle sê nie eens, van wie af kom nie die gebooie nie. Daar's net een gebod wat dit dra. Kyk na hierdie titels. Die enigste gebod wat dit dra, is die 4de gebod, is die Sabbatsgebod, wat ons terugverwys na die skepping, want in 6 dae, hy verwys ons terug na die oorspronklike oomblik, toe God die skepper, die wêreld geskep het. Want in 6 dae, daar is sy naam, die Here. Nommer 2, die hemel en aarde, sy magsgebied, dit gemaak het. Hier is die enigste plek in die 10 gebooie, wat ons vertel, wie se gebod is dit? Hoekom kan hy dit sê? Hy het geskep, dis sy eiendom, hy is die God. En toe het ons vir dit uitgewys, dat elke keer waar daar na die oordeel verwys word van al die 10 gebooie, word die Sabbat een kant neergesit en sê, kyk hier nou. Kom ons lees die eerste engel wat gisteraan die oordeel aangekondig het. En hy het met 'n groot stem gesê, daardie engel wat in die middel van die lug vlieg met die ewige evangelie, vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van God se oordeel het gekom, en aanbid hom, wat die hemel, die aarde, die see en die water, hier haal hy die 4de gebod, Exodus 20 se 11de vers aan. Onmiddellik verwys hy ons weer terug na die skepping, die Sabbatsgebod. Die voorgaande verse sê, gedenk die Sabbatdag, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskape. Hierdie een verwys ons dadelik weer, as die oordeel aangekondig het. Ek wil hier die woorde herhaal, wat 7 maal in die boek Openbaring kom. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Word elke keer hierdie gebod aangehaal, wat vir jou voorstel aan jou skepper, sy magsgebied, wat hy gedoen het. Goed, daar die een van God se oordeel gekom, en dan haal dit die Sabbatsgebod aan. Toe ons die oordeel gisterand het Hebreërs bestudeer het, wat was weer daar gedoen? Want hy het erns van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van sy werke gerus. Wanneer het God op die 7de dag van sy werke gerus? Wanneer het hy hom ingestel? By die skepping. Toe die eerste engel die oordeel aankondig, toe sê hy, gaan kyk wat is by die skepping ingestel. Toe Hebreërs vir ons die skepping wil uitwys, toe sê hy, gaan kyk daar na die skepping. Daar bly dis 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want die woord van God is lewend, dis kragtig, dis skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van jou siel. Dit wys wie jy in jou binneste is. Wanneer wys dit wat in jou binneste is? Wanneer jy by hierdie groot vraag kom, dis wat God sê en dis wat die wêreld se gebruik sê. Nou moet jy 'n keuse maak. Gaan ek loop saam met wat God doen, of gaan ek beweeg met wat almal sê? Daarin lê jy jou, soos daardie 2 vrouens van gisterand met die 2 babas, hulle blootgelê. So hier, in jou optrede hier, maak jy jou hart oop. Door die skeiding van die siel is 'n beoordelaar van die oorlegging, van die gedagtes van Louis Jordan, van wie dit ook al is. Ja, as die 4de gebod gegee word, dan sê hy, doen dit, want in 6 dae terug skepping toe. Die engel in Openbaring wat oordeel aankondig, skepping toe. Hebreërs wat die hele oordeel uitmekaar het gehaal word, want hy het erns van die 7de dag so gespreek, God het hom gerus, dit was by die skepping. By die gebod self, kyk hierna. So is dan voltooi die hemel en die aarde met sy ganse leermag. Daar het die skepper van die hemel en aarde die aarde geskape. Wat het toe gebeur?
En God het die 7de dag, op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. Op die 7de dag het hy gerus van al sy werk. Die Hebreërs het net gesê, onthou nou gesê, hier is die oordeel, gaan kyk wat het God gedoen toe. Hy het die Sabbat ingestel. En God het die 7de dag toe geseën, dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, dis waar het ingestel is. Kan jy sien, hier is die gebod wat die siel van God bevat. Ek gaan dit net nou vir jy uit Jesegiel lees. As jy hierdie gebod verwerp, verwerp jy jou maker, jou skepper. As jy hierdie gebod onderhou, erken jy jou skepper. Dis wat die engel vir u gesê het. Dis wat Hebreërs vir u sê. Dis wat die gebod self vir u sê. Kyk, daarom is die Sabbat die siel van God. Luister mooi, daarby het ek ook my Sabbate aan hulle gegee. Kyk bietjie hoekom. Daarby het ek ook my Sabbate aan hulle gegee. Ek wil graag vir u hierdie geplaas het. Onthou, daar is die skepingsweek. Elke dag het die God die wêreld tot stand gebring. En wat die oomblik toe alles voltooi was, toe die mens op die 6de dag klaar geskep was, wat het God toe ingestel? Hierdie verhoudingsgebod, waar hy vir hulle sê, gaan lewe julle nou 6 dae. Gaan maak 'n bestaan, ontwikkel hierdie wêreld. Ons is in die beeld van God geskape, hoë intelligensie, kyk die apparaat wat ons vanaand gebruik. Krag wat van 'n ver punt af opgewek word, hier geniet ons dit nou. Gaan ontwikkel hierdie wêreld. Maar kom terug, ek het die 7de dag geseën en dit geheilig, dan mag jy geen werk doen nie. Kom terug na 'n verhouding met my. En dis juist vir hierdie rede wat Satan hierdie gebod aangeval het, want solank 'n mens in 'n verhouding met God staan, is jy vir Satan onaantastbaar. Maar Satan moes dit verbreek, hierdie verhouding. Maar ek het Jesegiel vir u begin lees. Hy het die Sabbat gegee, daarby het hy ook my Sabbate aan julle gegee. Hoekom het hy dit gedoen? 'n Teken, die woord wat daar as teken vertaal word, kan net sowel as 'n seël vertaal word, 'n teken te wees aan my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Dis ek wat jou klippaat vir jou uithaal, sê die Here. Vers 20, heilig my Sabbate. Dit sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet, dit is ek die Here wat julle heilig. Daarom moet ek vir u dit oor en oor herhaal. Elke keer wanneer 'n oordeel aangekondig, wat dit gaan bepaal word, gaan jy die seël van God of die merkteken kry, word u elke keer na die eerste oomblik in die skepping verwys. Die skeppingsordonnansie. Ek wil hê u moet dit weer onthou, die dier kan nooit 'n seël hê nie, want hy het ons nie geskape nie. As ons hom kies, kry ons net sy merk. Die merkteken van die dier is Sondag. Die Bybel het voorspel dat hulle die tyd van die wet sou verander. Hulle het dit gedoen. Hulle erken dit en dis juis hulle kenteken. Ek wil hê jy moet dit oor en oor sien vanaand. Hulle sê ons hou Sondag in plaas van Saterdag, omdat die Katolieke Kerk by die konsilie die heiligheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Ons het die hele geestelike wêreld gerig. Ek het dit nou net vir u gelees, ons kan dit net vir u herhaal. Hulle hele kenteken. Daar is nie so 'n wet in die Bybel wat sê, jy moet die Sondag heilig hou nie. Dis alleenlik die gebod van die Heilige Katolieke Kerk. Die dier met die 7 koppe en die 10 horings, die een wat ontstaan het toe die 4de dier, wat hy geval het en in 10 nasies verander het, daar die mag wat opgekom het, die een wat sit op die stad met 7 heuwels, daar is sy woorde, dit is hulle hele beweging. Elke keer as jy by hulle met 'n argument kom, dan sê hulle vir julle sê julle is protestante. Net soos hulle vir Luther gesê het, as jy werklik 'n protestant wil wees, dan moet jy teruggaan na wat die Bybel sê. Maar julle doen vandag almal wat ons ingestel het. Dis hulle teken. Ek wil hê jy moet luister wat die tweede engel vir u sê. Ons het dit gisterand ook gelees. Die eerste engel het gesê God se oordeel het gekom, kyk terug na die Sabbat. Die ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, nou wat is stad? Die stad op 7 heuwels, omdat sy nou al die nasies laat drink het van die grimmigheid van haar hoerery. Onthou toe ons Openbaring 17 gedoen het? Wat is in die beker, daai goue beker wat sy vir die wêreld gee? Vol van die gruwels, vol van dit wat nie in God se woord is nie. Nou sê hierdie een, Babylon het geval. Geval beteken nie dat sy nou tot 'n einde kom nie. Geval beteken,
Gister en eergister het ons in onwetendheid dit gedoen. Ons het nie geweet nie. Nou het die vers vir vers kry jy dit uit die woord van God. Nou is ons nie meer onwetend nie. En as dit jou keuse is om die pad aan te gaan, beteken dit, nou word jy volkome, jy kan nou nie meer die skuld voor Babylon sit nie. Dit is nou jou keuse. As ons nou na die lig wat tot ons gekom het, nog steeds verkies om die Sabbat van die Here nie te onderhou nie, maar eerder Sondag, dis dan ons keuse. Duidelik het ons nou gesien dat die Sondag, die dag en kentekening van die pausdom is. Jesus roep ons terug tot die Sabbat, terwyl die pausdom spesiaal hierdie dinge na vore bring. Daarom wil ek vir u sê, daar die Sabbat is die seël, hier, die solos, die hele sonnebeeld, dit is presies wat op die geldstuk van die Romeinse Ryk ook aan die een kant gewees het, die son se sonnebeeld. Sondag onderhouding wat geen Bybelse grond het nie. Die enigste grond is die dier met die 7 koppe en die 10 horings. Ek het gedink hierdie transparant sê dit baie goed. Weet jy wat staan in Markus 7 vers 7 en 8? Te vergeefs vereer jy my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Wie het Sondag ingestel, God of die mens? Te vergeefs vereer jy my deur leringe te leer wat gebooie van God is. Weet jy wat sê vers 8? Want terwyl jy die gebod van God nalaat, hou jy nou aan die oorlewering van mense vas. Hier's die probleem wat Openbaring ons voorkom. Daar's die tradisie, die groot Babylon, die moeder van die hoere, van die gruwels van die aarde, het die wêreld na rigting gelei. God het dit toegehou vir oordeelsuur en nou vra hy u om te hoor wat hy graag in die hart vir u wil sê. Kom ek lees vir u die 3de engel se boodskap. Openbaring 14 maak dit duidelik dat as ons die grimmigheid van God gaan aanvaar, as ons die dier gaan navolg. Hier sê die 3de engel nou. Die eerste net gesê, gaan kyk na die skepping. Dis God se oordeel nou, jy gaan nou jou keuse moet maak. Hebreërs het gesê, jy gaan jou keuse maak rondom die 4de gebod, en dit gaan die oorlegging van jou hart bloot lê. Dit gaan wy, wie wil jy nou volg, God of die tradisie? En nou staan dit, die 3de engel sê, nou nadat jy weet, nou dat hy sê, onthou maar die wat nou saamloop het in werklikheid saam met Babylon geval, nou sê die 3de engel. 'n 3de engel het gevolg en met 'n klein stemmetjie of 'n groot stem gesê. 'n Groot stem gesê, as iemand nou die dier en sy beeld aanbid, gaan hy nou en die merk op sy regterhand of sy voorhoof ontvang. Voorhoof is, dis jou besluit. Jy wil dit doen. Die verskil tussen die regterhand is die volgende, want onthou daar staan jy gaan hom of op jou voorhoof kry of op jou hand. Voorhoof is, dis jou besluit, dis wat jy wil doen. Regterhand is, jy sien dis verkeerd, maar jy het nie die moed nie, en jou hand, in jou hart is jy nie regtig daar nie, maar jy doen nog, jy stap nog maar saam, jou handelinge is nog daar. Maar nie een is goed genoeg nie. Jy kies dit, of jy het nie die moed nie, jy stap maar saam met almal. As almal by jy, ons het die gisterand gevra, of 2 aande terug gevra, as u 2000 jaar terug geleef het, en u was in Jerusalem, sou u die deel gewees het van die handjievol mense wat by Jesus se kruis gestaan het, of sou u deel van die 15 miljoen Jode gewees het, weg met hom, ons wil hom nie hê nie, kruisig hom, of sou u by die klein groepie gestaan het? Onthou u wat in Johannes 1 Dinsdag aand gesê was? Hy was in die wêreld het deur hom ontstaan, hulle het hom nie aangeneem, hy het na sy eie mense gekom, hulle wat die Bybel geken het, en Johannes 3 vers 19 het gesê, dit is die oordeel gewees vir hulle, dat die lig na hulle gekom het, maar hulle die duisternis liewer gehad as die lig. 'n 3de engel het hulle gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, nou die merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, jy stap maar net saam, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. Dis die laaste plaag wat ongemeng ingeskink is. Dis die finale afskeiding. Dit is dan die rede waarom dit vir ons belangrik is om te weet wat die merkteken van die dier is.
As ons die Sondag onderhou, sê hierdie teks, gaan ons die grimmigheid van God. Wie het so, mense, ek het daarmee groot geword. Ek het gekatkeseer. Ons het daarmee groot geword. Ons lees dit nie omdat ons aan 'n waan lei nie. Wie sê dit? Wie het Sondag ingestel? Is dit God of is dit die Katolicisme? Dis die moeilike saak vir ons. Wat God nou vir ons oopmaak. En u sal sien, vanaf Openbaring 10 waar die inligting, is dit die heeltyd by die Sabbat die wet. Die hele boek Openbaring word hieraan gewy, om u te kan help en te motiveer, om te besef waarom dit gaan. Onthou die dag as die Here op die wolke verskyn, is die oordeel al klaar verby. Die Bybel sê, die wat in Christus gesterf het, gaan nou eers opgewek word. Daarna sal ons saam met alle die Here tegemoet gaan in die lig. Die ander dode gaan met die asem van die mond van die Here sterwe. Die ander grafte gaan eers aan die einde van die dag. God het dan klaar geoordeel. Ons kies nou, op jou reaksie nou word jy geoordeel. Petrus sê die tyd is nou dat die oordeel begin, en dit begin by die heiligdom. Ons moet weet, hoekom is dit, soos ons reeds vir u gelees het, Christene gaan weer gedood word. Dis hom gegee om 'n gees in die dier se beeld te gee. Hy sal kan praat, hy maak dat almal weer gedood word, sodat niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. As jy besluit om saam met God te loop, gaan jy al hoe meer druk van daar waar jy werk kry. En op die einde met die 7 laaste plaas sê die Bybel, jy sal nie kan koop of verkoop nie. Maar as jy besluit om saam met die dier maar te stap, te doen wat hy sê, gaan jy geen probleem hê. Ek wil jy moet sien wat daar in daardie verse staan. Ons gaan na die aand met die Armagedon, gaan ons weer vir 'n oomblik daarna kyk. Hierdie dier se beeld wat ons volgende Dinsdag aand moet aanspreek, en jy moet vir my bid dat ek die moed sal hê om dit prontuit vir u te kan sê. Hierdie dier gaan maak dat die mens weer gedood, dat jy nie sal kan koop of verkoop nie, behalwe, as jy met die dier in sy beeld wil saambeweeg, as jy met die massa saambeweeg, as jy maar met die stroom gaan jy geen probleem hê. Dan gaan die grimmigheid van God op. Dis 'n keuse wat jy dan vir die bose maak. Maar ek wil vir u sê, al lê daar 'n vervolging voor, luister wat sê Daniël vir ons. En in die tyd sal Michael, 'n ander woord vir Jesus, die groot vors wat oor sy kinders van jou volk staan, optree. Luister mooi, geliefdes, dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nog nie gewees het, vandat 'n volk op die aarde gewees het nie, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat sy naam in die boek van die lewe staan. As jy die seël van God het, al is jy die verskriklike vervolging daar, jy's aan die wenkant. Hoeveel loop saam met die dier? Die hele wêreld. 'n Tyd van benoudheid soos daar nog nooit gewees het nie, maar weer 'n beklemtoonde dier. Maar in die tyd, tot op die tyd, maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat sy naam daar staan, jy's in die wenkant. Ja, die mense wat by Jesus se kruis, daar hou 500 mense, onthou na Jesus se kruisiging sê dit vir ons, die disippels het hulle self daar in die bovertrek toegesluit. Hoekom het hulle toegesluit? Hulle was bang, hulle gaan ook gedood word. Maar hulle was aan die wenkant. Hulle was aan die wenkant. Ja, die oorwinnaars gaan die lied van Moses sing. Ek het gesien die see van glas. Die oorwinnaars oor die dier in sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan. As ek die moed gaan hê, om te staan saam met die Here, teen die dier, teen die beeld te draai, gaan u met sieters saam met die God op die see van glas staan binnekom. Hoor u dit? Hoor u dit? Ja, die pla gaan nie op u val nie. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit. Kwaai, bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het. Die pla, al sou ons vervolg word, die pla, net soos in Egipte, die pla het net die Egiptenare, onthou jy die 10 pla? Die pla, vanaf die 3de pla, het net die Egiptenare getref, nie die volgelinge van God. As die groot oomblik aanbreek, jy moet kom die aand van die Armagedon, dan gaan jy sien wat dit werklik gaan wees. Ons onderwerp vanaand is die merkteken van die dier, die seël van God.
Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit. Kwaai, bose sweer het aan hulle gekom wat die merkteken van die dier het. Wie gaan in die 1000 jaar in die hemel wees? Hulle wat nie saam die dier beweeg nie. Ons kom nou by ons tweede laaste transparant. Die laaste oproep van die Bybel. Watter dringende oproep doen Jesus? En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daaruit my volk, kom uit, hoor wat God vir u sê, gaan uit die stroom uit, kom uit daaruit my volk. Wie is daar? God se volk. Mense soos u en ek, wat opreg soek na die Here. God, as u soek, sal God beskik dat die openbaringsinligting, wie se openbaring is die boek Openbaring? Jesus Christus se. Dan gaan dit na u kom, dat jou geestelike bril skoon gemaak word, dat jy kan sien, dat jy as 'n intelligente wese kan kies. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, kom uit my kinders, gaan uit daar uit my kinders, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en die pla op julle gaan val nie, op ons gaan val nie. Baie mense gaan eers wakker word op die 5de plaag. Weet jy waar val die 5de plaag? Op die troon van die dier. As die stad met die 7 heuwels vernietig is, en almal besef, almal hierdie groot Christelike tas, gaan lees bietjie Openbaring 16 vers 10. Die 5de plaag het geval op die troon van die dier. As ek hierdie hoofstuk 18 sou vir u lees, 4 of 5 keer sê daai, hulle plaag gaan op een dag kom. Hoe lank is 'n profetiese dag? In 1 jaar. Ander plek sê dit in 1 uur gaan sy tot stilstand kom. Maar dan mense, is dit al by die 5de plaag. Jy kry die merkteken van God of die seël van God of die merkteken van die dier voor die plaag begin. Openbaring 22 vers 11 sluit 22 vers 11 sluit af voor die plaag begin. Wat staan in Openbaring 22 vers 11? Waar die Here 'n besluit oor jou lewe maak. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die onregverdige nog onregverdiger word. Waar die Here sy gees van jou moet terugtrek, dan ontvang jy die merkteken van die dier, wat ons nou net die naam mee gaan afsluit. Of die ander vers, maar dat die regverdige nog regverdiger en die heilige, u het 'n voorreg dat God u oë kan oopmaak. Hy het vir u gesê in Openbaring 1 vers 3, salig is hulle. Die woord salig kom net 7 maal in die boek Openbaring voor. Kom ek lees die eerste, die tweede en die laaste een. Die eerste een is, salig is jy, as jy die boek Openbaring lees, meer is dit, as jy hom hoor, meer as lees en hoor, reageer daarop. As ek na die 22 vers 7, die tweede laaste saligspreker gaan, die tweede laaste een sê, salig is hulle, wat die woorde van hierdie profesie bewaar, doen. Weet jy wat is die laaste saligspreker in die boek Openbaring? 22:14. Salig is hulle wat die gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, ingaan deur die poorte van die stad. Gods 10 gebooie, die enigste gedeelte wat met sy eie vinger geskryf is, salig is hulle wat sy gebooie doen. Hierdie is nie werke nie, dit is God wat sy gebooie, jou kliphard vir jou uithaal, Hebreërs 8 vers 10, Jeremia 31, ek sal my wet in jou hart inplaas, ek sal dit op jou harttafel skrywe. Mense onderhou nie die wet om gered te word nie, jy onderhou die wet omdat jy gered is, omdat God vir jou iets in jou binneste doen wat jy vir jouself nie kan doen nie. Ja, Jesus se oproep is kom uit. Hierdie is 'n baie ernstige oproep. Kom ons begin, so ontvang ons die merkteken van die dier. Nou gaan ons uit die woord van God lees, ten slotte, hoe ontvang ons die merkteken van die dier? God het 'n seël. Satan en dier kan nooit 'n seël hê nie. Jy kan net sy merk kry. Die Here sê in Johannes 14 vers 21-23, jy ken dit, as jy my gebooie wil doen, dan weet ek jy het my lief, dan gaan ek en die Vader kom en binne jou woning maak. Maar hoe ontvang 'n mens die merkteken van die dier? Ons het gisteraan so bietjie daarin geraak, ons verskoon my, maar ons gaan baie kras woorde lees, en daarmee gaan ons opstaan en bid. So ontvang ons die merkteken van die dier.
2 Tessalonisense 2 vanaf vers 4, die teestander, daar staan eintlik antichrist, die een teen God, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of enige voorwerp van aanbidding is, sodat hy hierdie antichrist in die tempel van God gaan sit het, voorgegee dat hy God is, sy hand aan God se wet geslaan het, die wet verander het, almal loop daarmee. Vers 9, hy, hierdie een wat in die tempel van God is sit, voorgee, almal dink dit is vanaf God, maar hy wie se koms is volgens die werking van Satan, maar almal dink hy is van wie? Van God. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade. Wat is die tipe van wonderwerke? Kragtige dade, tekens en wonders van die leuen. Die leuen word so gebring, almal sê amen daarop, dis van die Here. Hulle gaan nie vir een oomblik en sê, maar is dit werklik wat die woord van God staan? Die wonder van die leuen word op so wyse gebring, dat dit vir ons voel, dis die waarheid. Wanneer die waarheid gelees word, teks vir teks, dan klink dit amper soos dis amper onaanvaarbaar. Met die wonder van die leuen. En nou kom die krasverse, met die wonder van die leuen, vers 9, en nou vers 10, ons laaste transpirant. Met allerhande verleiding van die ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Hier lees ons nou van hoe dit binne in 'n siel gaan wat verlore gaan. Vers 4 het gesê, is die antichrist wat binne in die kerk werk. Volgens die werking van Satan doen hy kragtige wonderwerke en die wonder van die leuen. Dis deel van ons erfenis vandag. Wat Satan ingebring het, is ons lief voor. Dis ons erfenis. God in sy alwysheid het dit toegehou. Nou maak hy dit oop. Hebreërs sê, en dit dring nou deur tot die oorlegging van jou hart. Soos daar die 2 vrouens met die babe, dis nou die oomblik wat die ware, en nou moet ons vir God vir hulp vra, want ons lei nou aan skok. Ons lei nou aan skok. Met allerhande verleiding van die ongeregtigheid en die wat verlore gaan. Hoekom gaan hulle verlore gaan? Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. Daarom, die volgende teks begin met die woord sodat. En nie daarom sal God nou vir my, wat my keuse is, as ek nie bereid is vir die keuse nie, sal God soos Openbaring 22 vers 11 sê, sy gees terugtrek. En oor 6 maande, vanaand is daar nie een, daar kan nie een van u wees, wat nie sien wat waar is nie. Maar hierdie oortuiging, se saad, ja, soos 'n mens begin, soos die groot soos 'n kopspeld, so daar die kiem is gesaai, u kan hom laat ontwikkel, of laat hy wegsink. Daarom sal God nou die krag van die dwaling stuur, dat u vers 9, se wonder van die leuen deel, want God sal u besluit moet respekteer. As ons die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, daarom sal God nou die krag van die, onthou, dis nie God wat hard hier is nie, wie kies? Dis ek, dis u. Hoekom doen die Here dit? Sodat, daar staan omdat, met allerhande verleiding van die ongeregtigheid en die wat verlore gaan, hoekom gaan hulle verlore? Omdat die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. En daarom, hulle wil die waarheid nie hê nie, sal God nou vir my die leuen maar moet gee. Hoekom? Sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die wonder van die leuen. Geliefdes, as ons by die hoervrou gekom het, het die Bybel reguit woorde gebruik. Jy weet, dit is soms net wanneer jy reguit woorde kry, wat jou nek, wanneer word 'n mens bietjie kwaad? Wanneer swel jou nek haar? Wanneer daar regtig gekommunikeer is. Dit is nie 'n lekker noot nie, maar vandag op die laaste, ek het hierdie tekste amper uitgelaat. Eers in my nalees, toe al die transparant al gedoen was, dis waarom normaalweg plaas ek dit nie heel agter nie. Maar op 'n manier het dit ons ontglip. Ja, vers 4 het gesê, hierdie teenstander is in die tempel van God. Sê voordat hy God is. Vers 9, met kragtige dade doen hy groot dinge daar. Dis die wonder van die leuen. Dis Satan wat dit doen. Vers 10 het gesê, soos hy daar staan, met die ongeregtigheid en die wat verlore gaan. Hulle gaan verlore,
omdat ons nie 'n liefde tot die waarheid het nie. Daarom respekteer God nou jou besluit. En hy strek sy gees terug en die wonde van die leuen word vir jou oortuiging. Sodat ons uiteindelik so ontvang jy die merkteken van die dier, dat jy hom uiteindelik met jou hele wese sal glo. Maar op hierdie aand is daar nie een, God is getrou. Ek het dit nie vir u gebring nie. Ek het hier gestaan en lees. Maar God na aan u kom. Hulle die kenteken, die grootste aanval van Satan was die Sabbat. Hy het dit verplaas met Sondag. Dis die hele identiteitsmerk. God het dit toegehou. Sodat wanneer dit nou kan kom, die ware hart blootgelê word. En die oordeel eendag, Openbaring 22 vers 14, die laaste saligspreker, salig is hulle wat die gebooie doen. Daar staan dit, sodat hulle reg kan hê. Dis die einde van die Bybel. Daar kan dit bloot lê. Daar is die gebooie van God op klip, permanentie geskrywe. Mag God na aan u kom. Ek weet, dis nie maklik nie. Die Here het u lief, en dis waarom die Here so optree. Hy het dit toegehou, Daniël 12 vers 4, jy Daniël hou die woorde, verseël dit tot die tyd van die einde, dan gaan jy kennis kry. En God wil so graag hê, dat hy op 'n intelligente wyse kan verstaan, en kan kies tussen die twee weë. Ek wens ek het al die 7 laaste plaag gehad, dan kon u dit beter verstaan. Ons Vader in die hemel, daar het 'n groot stilte in ons harte neergedaal. Baie dankie dat u met ons reguit was. Dankie o Heer dat u die merkteken van die dier en die beeld vir ons duidelik uitspel. Die oorlog teen u wet. Vader, dankie dat u ons as intelligente mense respekteer. Dat u vir ons die volle inligting gee hier aan die tyd van die einde. Dat ons op intelligente wyse kan kies. Hoe dankbaar eendag in u naam sal ons wees, dat ons die moed gehad het om by u kruis te staan. Dat ons die moed gehad het om te lees, te hoor en te bewaar. Vader, u sê ons sal nie kan koop of verkoop nie, maar u sê ons sal nooit alleen gelaat word nie. Vader, help ons om te besef, wat help dit om die hele wêreld te win en aan ons siel skade te ly. Vader, ons weet dit is beter om nou te ween as om te laat te ween. Ons wil vanaand vir u vra, verander u die bitter inligting vir ons in die goeie tyding. Gee dat ons met vreugde vir u dankie kan sê, vir hierdie enigste boek wat u titel dra, u openbaring wat van God die Vader afkom. Dis in u al wysheid gegee. Dankie dat ons dit tot dusver kon saam lees. Wees met elke individu vanaand. Daar is van ons wat vanaand hartseer ken, wat alleenheid ken, finansiële nood het, baie hartsverlangens. Kom na aan ons en beantwoord dit vir ons en help ons om te weet dat hierdie wêreld ons niks sal bied nie en dat u ons beste vriend is. Amen.